Soos jy weet, is ons besig met 'n kort reeks, maar hierdie kort reeks is 'n grondslag op die reeks wat volg en wat ons so noem eerstelinge. Ek wil vra as u verlede week gemis het, kry asseblief laasweek se boodskap. Asseblief, julle kan na die tyd by Pieter kry daar waar ons koffie drink. Want dit is vir my belangrik, want hierdie is 'n grondslag wat ons lê. Ek het verlede week gesê dat ek dink nie ek is 'n prediker nie. Weet, maar ek hou daarvan om te teach. Ek het nog altyd daarvan gehou om te teach. En die Here sê dat sy volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En ek wil hê dat aan die einde van as die Here ons roep, jy weet dat ons eendag hemel toe gaan of so, dat hy sal sê dat verre meer mense was ingelig. Hulle het 'n kennis gehad. En saam met kennis kom 'n volwassenheid. Is dit waar? Ja, saam met kennis kom 'n volwassenheid. En dit is waaroor hierdie gaan. En weet julle, beginsels, ons het verlede week gepraat van beginsels. Beginsels, as jy dit oortree, is dit nie noodwendig 'n sonde nie. En nee, hoe kan ek dit nou so sê? Ek kan nie so sê nie. Kyk, sondes, alle sonde is dieselfde. Of jy maak nie saak wat jy doen nie, sonde is sonde. Maar daar is sekere beginsels dat as jy dit oortree, dan kom God swaar op jou neer. En ek het verlede week vir julle gesê dat ek wil vir julle 'n bietjie hierdie vandag wys die groot verskil wat daar was tussen Dawid en Saul. Saul was die eerste koning wat Israel gehad het. En waarom het God so swaar op Saul neergekom? Ek meen, hy het sonde gehad, maar Dawid het meer sonde gedoen as Saul. Is dit nie waar nie? Maar teenoor Saul het God gesê, ek is spyt dat ek hom aangestel het. Sjoe. Mag God nooit dit van ons sê nie. Weet jy, as God sy rug op ons gedraai het, nou, wie is aan ons kant? Daar's niemand nie. En ons gaan vandag 'n bietjie daarna kyk. Maar kom ons kyk nou eers, veral vir die wat nou verlede week nie hier was nie. Eerstelinge, ons praat oor eerstelinge. Dis 'n beginsel wat ek deurgee, en dan gaan ek na 'n paar fasette kyk. So ek wil nie jy moet dink net aan een faset daarvan nie. Maar dit is 'n klomp fasette, en almal saam wil ek vir julle wys hoe belangrik is eerstelinge vir God. Eerstelinge, die kernteksvers wat ons of die eerste teksvers waar ons dit aangeknoop het, is in Eksodus 13 vers 2, wat God sê, heilig vir my al die eerstgeborenes. Die wat eerste gebore word. Alles wat die moederskoot onder die kinders van Israel, van mense en van diere, dit is myne. God sê, weet jy wat, enige eersteling is myne. Jy raak nie, dit is heilig aan hom. En ek het gaan kyk in Hebreëus, jy weet, daai woordjie heilig, is die woordjie kadash. Wat beteken to be set apart. Jy is handgepiek en eenkant gesit. En daar is baie kere in ons lewens waar daar iets is wat heilig is aan jou. Iets wat, weet jy wat, dit is myne. Los dit uit. Ek weet nou, jy weet, ek is nou 'n nuwe pa op hierdie ouderdom van my. En ek het nou agtergekom, hoe meer jy weet hoe, jy weet nou dat jy pa is, daar's minder goeders wat net joune is. Kom jy agter? Daar's net al hoe minder en minder goeders. Jy weet, daar was 'n tyd wat ons nog al 'n bed ook gehad het. Nou sê ek meen, Zoe is, okay, sy is omtrent nou so lank, en sy is so 5 kilogram, en eendag, sy lê daar op die bed, en ek kyk haar en ek sê, weet jy wat, jy's die kleinste in die huis, maar jy vat die meeste plek op hierdie bed op. Jy kry nêrens 'n plek nie, sy's net so groot. Sy het die meeste wasgoed. Sy is die meeste skottelgoed. Sy het die meeste pakgoeders toe ons nou gegaan het. Sy vat die meeste van ons geld op hierdie stadium.
En sy kan nog eers praat nie. So, en dan, die bietjie wat jy het, begin ou nogal, dit is nou myne hierdie. Het jy al, jy weet iets geskil, jy weet iets wat nou moeilik is, iets is jou liedjie skil. Jy weet, ek hou daarvan om 'n liedjie te skil en alles mooi en dan sit ek hom daar en dan pak ek en dan hou ek daarvan om almal so saam. Jy weet en dan, jy vat soveel sorg daaroor en dan check jy, joep, is it gone? Dit was myne. Hoor? Maar nog erger as dit. God sê, ek het jou uitgepiek en het jou eenkant gesit. Niemand mag aan jou raak nie. Iets wat nogal eie is aan ons, nê. Ek en Rita is getroud. Nee, sy's heilig aan my. Sy behoort aan my. Ek is heilig aan haar en ek behoort net aan haar. Is dit nie waar nie? En niemand moet aan haar raak nie. En niemand moet aan my raak nie. Ons is heilig vir mekaar. Heilig afgesonder vir mekaar. En so sê God, hy, al die eerstelinge, en nou, hy praat nou hier in hierdie teksvers, in Exodus, van die eersteling, van die kinders, maar as jy nou gaan kyk, as jy nou kyk na al die eerstelinge, God sê, hy, dis heilig aan my, dis net myne, los dit uit. En ons het verlede week gekyk, dat die eersteling, nou daar was nou 'n paar mense wat nou gesê het, okay, ek het nou nie vir hulle gepreek laasweek nie, want hulle is nie eerstgeborenes nie. Nee, ek wil julle die beginsel verstaan. Onthou, as jy eerste tot bekering kom aan jou huis, is jy eersteling. Dan is jy heilig in daai huis. Daar's verskillende maniere van eerstelinge. Goed. En God sê, hy, los dit uit, dis myne. En ons het gesien, toe Samuel gebore was, die eersteling, het sy ma hom na die tempel toe gevat, en gesê, hier is hy. En dit was nie snaaks vir daai tyd nie, want dit is wat hulle gedoen het. Goed. En dan, het ons gesien, dat die eerste dag van die week, het God dit nou geheilig. Ja, die eerste uur van die dag het God in die aandwindjie kom wandel en hy sê daai eerste tye is my en jou tyd. En ons het gesien dat as jy die eerste vir God gee, dan sê ek sal sorg vir die res. Daar is 24 ure in 'n dag. As jy die eerste een vir hom kan gee, 23 ure daarvan is joune. Daar's een dag van die week. 6 dae is joune. God sê, as jy vir my die eerste een gee, sal ek sorg vir die res. En ons het baie keer 'n geneigtheid om eers al ons te gebruik, en dan kyk ons wat bly oor vir God. Is dit baie keer die waarheid? Dan kyk ons wat bly oor, en dan sal ons sê, okay, daar's daarom 'n tydjie vir God. Nou, ons het gesê, dat die gelowige sal deur sy geloof lewe. Nou wie weet, om al jou eerstelinge vir God te gee, dit verg geloof. As jy vir die eerste gee, sê God, weet jy wat, jy het jou geloof in aksie gesit, ek sal sorg vir die res. En ons het verlede week afgesluit met hierdie, die eerste stad wat hulle in die beloofde land moes ingaan, toe hulle die beloofde land ingaan, die eerste stad wat hulle moes oorwin het, was die stad Jerigo. Sy eersteling. En daar was honderde stede. En wanneer jy 'n stad inneem, dan al die by daarvan, al hulle vee wat hulle gehad het, al hulle mense word jou slawe. Dis die maklikste manier om jouself te verryk in daai tyd, is om 'n stad in te neem. Dan al hulle besittings neem jy en jy sê jy's nou my slaaf. So dit is iets wat jy kry. Jy het nie daarvoor gewerk nie. Jy oorwin hierdie stad en dit is net joune. Maar God sê, hierdie eerste stad, dis 'n eersteling vir my. Ek wil hê jy moet hom vir my gee. Hy's heilig aan my. Los dit uit. Dis myne. En daarom sê in Josua 6 vers 17, hy sê, maar die stad
met al wat daarin is, moet 'n banoffer aan die Here wees. Net Ragab, die hoer, mag lewe, sy en almal wat by haar in die huis is, omdat hulle mos die verspieders gehelp het. Maar God sê, hierdie stad is heilig aan my, jy moet hom tref met die banvloek. En ons het verlede week gesien, die banvloek beteken dat niks mag leef nie. As jy daai stad inval, nou, moet jy al die vee, alles wat leef en beef, moet jy voor die voet doodmaak. Maak nie saak hoe prized possession dit vir jou kan wees nie. Maak nie saak hoe mooi dit is nie. Maak nie saak hoe great dit is nie. Alles moet doodgemaak word. En dan, dit is dan 'n offer aan God. Sê, dit is nie myne nie. Niks hiervan is myne nie. Dit is heilig aan God. Want Jericho was die eersteling vir God. Die eerste stad. Goed, nou gaan ons aan. In 1 Samuel 15 vers 3. Sê God hier. Hy sê, gaan nou en verslaan Amalek. En julle moet die banvloek tref, en julle moet met die banvloek tref alles wat hy het. Jy mag hom nie verskoon nie, maar jy moet om die lewe bring, dan sê al sy vee, alles wat jy kry, jy moet hom met die banvloek tref. Nou die vraag is, maar hoekom Amalek? Hoekom wil God 'n offer hê van Amalek? Waaroor gaan dit? Ja, hy sê hierso, vir Saul. Saul, jy is nou koning. Ek het jou aangestel. Ek wil nou sien. En nou gaan kyk ons, wat is die rede van Amalek? Goed. In Numeri 24 vers 20. Is dit Jakob wat hier, hy sien. En toe hy Amalek sien, het hy sy spreek aangehef en gesê, Amalek is die eersteling van die heidene. En hulle het geweet, dat daar is 'n wetgewing, daar is 'n beginsel by God. Alles wat eerste is God se. Jy raak nie daaraan nie. Jy los dit uit. Jy tref dit met die banvloek. So hierso in Numeri reeds al, het hulle Amalek, hulle het hom gebrandmerk in die gees en gesê, dit is 'n eersteling. Jy los dit uit. Nou dit was vir my interessant geweest toe ek gaan lees het wat beteken die woord Amalek. Want baie keer het die Israeliete soos die beloofde land ingevaar. Nou, hulle het oorwin. En as die volke wat nie met die banvloek getref is nie, het hulle slawe geword. En dan as hulle deel van die geloof van die Jode wil word, dan het hulle 'n proseliete doop gehad. Daar was 'n hele proses gewees en dan was hulle gereken as Jode, as deel van God se volk. Maar God wou nie hê dat hulle enigstens iets met Amalek te doen moes gehad het nie. Weet julle hoekom? Die naam Amalek beteken 'n valleibewoner. 'n valleibewoner, daaronder. Dis waar hy hou nie van die hoogtes nie. En God sê, hy's 'n God van die hoogtes. Moenie 'n mentaliteit kry, van 'n valleibewoner nie. Kom uit dit uit. God wil jou op hoogtes vat. En as jy ondertrou onder baie van hierdie mense, kry jy baie keer hulle mentaliteit. En Amalek se mentaliteit was daaronder. En God wil hê ons moet daarbo wees. Maar die beginsel hier is Amalek is die eersteling van die heidene. En hier kom God nou in 1 Samuel en hy sê vir Saul, Saul, jou eerste opdrag is, tref Amalek. Tref hulle met die banvloek. Jy mag niks oorlaat nie. Dit moet uitgetelg word. Maar dan, julle ken die verhaal, wat Samuel kom en hy sê, wat hoor ek daar? Toe was daar 'n geblær, en hy sê, Saul, wat het jy gemaak? En hy het nie Amalek met die banvloek getref nie. En Samuel sê vir hom,
En hy sê vir hom, hoorie, jy moet jouself nou verduidelik. Hy sê nee, ek het dit gehou, jy weet dat ons dit later vir God kan offer. Maar hy weet, die feit dat jy hom doodmaak, is 'n offer aan God. So hy het gedink, maar weet jy wat, ek gaan myself nou verry. Ek wil nou vir hierdie manskap bewys, ek is koning. Ek kan vir hulle, jy weet, laat vooruitgaan in die lewe. En hy vergeet, daar is 'n beginsel by God. Eerstelinge los jy uit. Dis heilig aan God. En Samuel sê hier in 1 Samuel 28 vers 18, en hy praat met Saul, hy sê, omdat jy nie na die stem van die Here geluister, en die gloed van sy toring teen Amalek nie uitgevoer het nie, daarom het die Here jou hierdie ding laat oorkom. Dit is om sy koningskap van hom af weg te vat. Nou, Dawid was baie stout. Hy het baie keer sonde gedoen. En hy het hierdie vrou gesien en hy het saam met haar geslaap en toe het sy swanger geword en hy dog toe nie wat hy gaan een van sy hy gaan haar man van die front af bring en sê nee, jy moet nou by jou vrou kom slaap dat hulle nie kan agterkom dat hoorie so maar jy weet hoe's my vrou swanger maar ek was nie eers daar nie en hy laat die man doodmaak. En hy het oorspel gepleeg. En toe kom die profeet by hom en sê, hoorie so, as iemand so en so doen, wat sou jy sê? Ek sê, daai ou moet sekerlik sterwe. En die profeet sê vir hom, jy is daardie man, wat die arme man se skaap vir jou gevat het en jy het skatter, jy het soveel. En hy het in sak en as gegaan voor die Here. En hy het betaal daarvoor. Hoe het hy betaal daarvoor? Met sy eersteling. Hy moes betaal met sy eersteling. Jy sê, ek het dit nie voorberei nie. Ek is seker van die Here het nou vir my dit gewys. Dawid het baie droog gemaak. Baie sonde gedoen. Maar daar was 'n beginsel wat hy nie oortree het nie. En dit is hierdie beginsel van eerstelinge. Kan julle sien die verskil tussen Dawid en Saul? Saul het geraak aan dit wat heilig is aan God. En God het gesê, omdat hy dit gedoen het, ek is spyt ek het jou aangestel. Maar Dawid het beginsels nagekom. Ken jy so belangrik is beginsels? Veral die beginsel van eerstelinge. Los die goeders wat heilig is aan God. Offer dit aan hom. Want dit is hoe ons geloof in aksie stel. Nou, in 1 Samuel 15 vers 8, kom ek wys vir julle, dat God het baie keer 'n beginsel wat hy wil deurgee, of hy wil iets, hy wil iets doen. As jy jou eerstelinge vir hom gee, en dit opoffer en dit, dat dit nie later kom in jou inhaal nie. Okay, in 1 Samuel 15 vers 8, sê, en Agag, die koning van Amalek, het hy lewendig gevang. Okay, wie was die koning van Amalek, daai tyd? Is die koning Agag. Goed, nou sy nakomelinge, hoor hier, in Ester 3 vers 10. Tel julle die verhaal van Ester. Toe trek die koning, dis die koning, hulle was mos weggevoer in ballingskap. En die Here het vir Ester dat opstaan in 'n tyd soos daardie, om die volk te red van uitdelging. Wie was die oorsaak van die uitdelging van daai tyd? En toe trek die koning sy seelring van sy ring af en gee dit aan Haman, die Agigiet. Wie was die koning gewees wat hy gespaar het? Agag. Sy nakomeling, Haman,
was die oorsaak dat die hele Joodse volk amper uitgewis was. As Saul gereken het met Amalek, in daardie tyd wat God gesê het, reken met dit, was daar nooit 'n probleem in Ester se tyd gewees nie. Maar hy sê, hy gee vir hom, gee die ring aan Haman, die Agagiet, die teenstander van die Jode. Daar is baie keer dinge wat jy nou as pa moet deel in jou lewe. As jy nie nou met dit deel nie, gaan jou kinders en jou kinders se kinders daarmee moet deel. En jy kan dit makliker maak vir jou nageslag. Deel jy met dit nou. En dis baie keer met ons eerstelinge. Eerste dele van jou dag. Eerste dele van jou tyd. Maar dan is daar ook wat jy kan besluit om iets, al is dit nie 'n eersteling nie, maar dit te maak asof dit nou my eersteling is. Ons het dit baie keer, ons hoor nou hiervan. Nee, die eerste ding dalk nou hierna is dalk nou jou eersteling. Nee. En hier in Numeri 21 vers 2 het Israel na die Here toe gegaan en gesê, Here, hierdie volk wil ons aan jou gee as 'n eersteling. Dit was nie die eersteling, hierdie volk gewees nie. Dit was nie. Maar hulle het van die Here afgedwaal. Hulle het dalk verleer van hierdie eersteling storie. Maar in Numeri 21 vers 2, en sê daarom het Israel aan die Here 'n gelofte gedoen en gesê, as u hierdie volk, want hierdie volk het hulle getuister. Net voordat hierdie volk hulle aangeval het, moes hulle Aaron aan die dood afstaan en het hulle begrafnis gehou en erg getreur. En in daai tyd van treur, toe val hierdie volk hulle aan. Partykeer, as gevolg van daardie swaarmoedigheid in jou hart, raak 'n mens so desperate vir God. En dan in jou hart, in jou lewe gebeur, dat 'n tawe tyd waardeur jy gaan. En dan is daar nou, asof jy, die tyd waardeur jy gaan, is so moeilik. Dan is daar nou nog aanslag wat kom jou kant langs. Het al met jou lewe gebeur? Dan voel jy, dit is net te veel. Ek kan nie meer nie. Wat gaan nou nog gebeur? En dit is in daardie tyd wat hierdie gebeur het. Toe sê hulle, daarop het Israel en die Here 'n gelofte gedoen en gesê, as u hierdie volk heeltemal in my hand gee, sal ek hulle stede met die banvloek tref. Wat hy hier sê, is Here, ek het nie krag om nog dit ook te face nie. Ons gaan deur 'n moeilike tyd as volk. Dit is nie 'n eerste ding hierdie nie. Maar Here, ek wil dit vir jou gee as 'n eersteling. En ek vra nou, Here, dat as jy hierdie volk heeltemal, totaal in my hand gee, ek gaan geen byt van hierdie volk vat nie. Maar ek wil hê dat jy hom as 'n banvloekoffer sal aanvaar. Partykeer of miskien is jy as besigheidsman nou in so 'n tyd waar dit so taaf gaan. Maar jy hoor nou die beginsel van die eerstelinge. Wat daarvan as jy hierdie volgende kontrak, jy vat niks daarvan nie. Jy gee dit totaal en al aan God. As 'n eersteling. En jy sê, Here, dit is jy wat hierdie vir my gee. En ek weet, as ek my geloof in aksie sit, en ek gee hierdie eerste kontrak, totaal en al, 100% vir jou, sal jy sorg vir die res. Dan is ek in jou hand. Dis 'n eersteling. En miskien het ons nodig om dit te doen. Verstaan julle die beginsel van eerstelinge en hoe belangrik eerstelinge vir God is? God wil hê dat dit met ons moet goed gaan. Weet julle toe ons hierdie gemeente begin het 2 jaar terug? En die wat al lank hier in die bestuursraad en dit is, kan vir my vouch.
toe ons hierdie gemeente begin het hierdie gemeente nog nooit budget gemaak nie. Toe ons 'n campus gemeente was nie, het ons nog nooit 'n budget gemaak op hierdie gemeente nie. Ons kon nie self ons uitgawes dek nie. En die eerste maand wat ons op ons eie moes gegaan het ek vir ons gesê, het ek vir ons bestuursraad gesê, manne, kom ons doen 'n proklamasie in die geesteswêreld. Ons het nog nooit budget gemaak nie. En ons het ons bankrekening geopen die 17de van die maand. Ons was al halfpad in die maand in gewees. En ek sê vir hulle, die eerste, ons moes daai tyd hier amper R80,000 inkry, om net ons budget te maak. En ons was nooit daar naby nie. En ek sê vir hulle, die eerste R10,000 wat hierdie gemeente inkry, gee ons weg. Is dit die eersteling? En die Here eer dit. So ons het nie nou 80,000 wat ons maak nie, ons het nou 90,000 wat ons moet maak. En nog nie 1 maand het ons nie budget gemaak. As jy God as jy, dit is nie om God se arm te draai hierdie nie. Hoor, nooit nie. Dit is om beginsels wat hy daar gestel het, te gebruik. En as jy jou eersteling beginsel nakom, sal jy sien, God sorg vir die res. Inteendeel, het ons 'n groot surplus op hierdie stadium. Want ons spaar vir hierdie huis hier langs aan, en ons moet nog, wat is dit, 1,5 miljoen afbetaal op die plek. Ja. En in 1 jaar het hierdie gemeente, wat is ons, weet nie, hoeveel het ons al eerste jaar afbetaal? Hierdie gemeente het R450,000 afbetaal die eerste jaar. Dis 'n beginsel. Weet jy wat, as jy jou geloof in aksie sit, dis 'n gereedskapstuk wat die Here vir jou gegee het. Gee vir hom die eerste van wat jy het. Jou eerste tyd. Jou eerste kind. En jy sal sien dat die Here sorg vir die res. En nou kan 'n ou kom en maak soos wat Israel gemaak het in Numeri 21. En gesê, Here, hierdie volgende ding, dit is nie in jou oë 'n eersteling nie. Maar Here, ons wil dit vanuit ons uit, wil ons dit vir jou vir 'n eersteling gee. En die Here eer dit en hy verdelg daardie hele volk. Want God sien geloof. En sy hand kom alleenlik in beweging deur geloof. Nee. God se hand kom nie in beweging deur behoefte nie. Andersins sou ons baie God se hand gesien het. Daar's baie behoefte in hierdie wêreld. God se hand kom alleenlik in beweging as daar geloof is. En hierdie is 'n groot geloof. Want om iets te gee, dit is soos wat ons gesê het verlede week, jou Sondagoggend kom jy kerk toe. En jy kom dank die Here, is 'n dankdiens. Nie vir dit wat die Here gedoen het in die week nie. Dis 'n feesdiens. Jy stel jou geloof in aksie vir dit wat God in hierdie week gaan doen. Jo, ek weet nie van jou nie, van jy as pa of ma nie. As jou kind na jou toe kom en hy sê, "Pa, baie dankie vir die fiets wat ek gaan kry." En hy's dankbaar. En jy weet, jy het nie beplan in jou hart om dit vir hom te gee nie. Maar hy's so dankbaar. En hy's so uit sy hart uit dankbaar. Dan dink jy, ek moet 'n plan maak. Ek wil nie hom teleurstel nie. Dis nie 'n armdraai nie. Dis 'n beginsel. En as ons wat eintlik sleg is, weet hoe om dit goed te doen. Hoeveel te meer nie die Here wat ons dien nie. Want hy is in ekstase as hy aan ons kan goed doen. Hy's uitbundig daaroor as hy net kan goed doen aan sy kinders. As hy geloof sien, hy kan nie anders as om op te daag en dit te doen nie.
En die eersteling is een van daardie sterkste maniere van hoe jy jou geloof in aksie kan sit. Ek bid net dat ons gemeente nie net aanhoorders van hierdie woord sal wees nie, maar dat ons dit gaan begin doen. En weet julle wat? Ons gaan sien die getuienisse wat gaan kom. Ons leef in tawwe tye. Maar die wêreld, gaan jaloers wees op die sukses wat daar is op God se mense. En dan vra hulle vir jou, hoe kry jy dit reg? Sê, weet jy wat, ek doen net dit wat God sê. Dis dit. Ons het nou dag gesê, dat weet jy wat, 'n Joodse dag begin mos, in 6:00 die aand. Dan wil God hê dat in daai aandwindjie wat hy wandel, wil hy tyd saam met jou spandeer. En dan as hy tyd saam met jou spandeer het, daai eersteling van hierdie dag, dan sê ek wil hê jy moet gaan slaap. Ek wil nie jy moet nou perform nie. Ek wil hê jy moet nou tyd spandeer, gaan slaap nou. Want jy moet genoeg krag hê vir die oorwinnings wat kom môre. Want God sê, dat ek sal vir my geliefde gee, dit wat hy nodig het. En dit sê nie dat ons gaan nou terugsit en net dat die Here ontvang. Nou wys. Die Here sê die wat nie werk nie, hy sal ook nie eet nie. Is dit waar? Nee, die beginsel is, spandeer tyd met God. Dis baie keer werk. Is dit nie? Om tyd saam met God te spandeer is om te bid. En Paulus skryf baie keer, hy sê kom, ek wil hê julle moet stry saam met my. En op 'n ander plek sê hy, ek wil hê julle moet werk saam met my in die gebed. Daai eerste tyd, spandeer hy tyd saam met God. En dan gaan slaap. Want God gaan vir jou dalk 'n visioen gee en vir jou 'n deurbraak gee van wat moet jy doen môre. En dan gaan jy uit, en jy doen jou werk. En jy sit jou alles in. En jy sal sien die awesome deurbrake wat die Here vir ons gee. Dis 'n beginsel wat ek wil hê ons as gemeente moet snap. En nie net moet snap en moet kennis neem nie, maar dat ons moet gaan beoefen. En jy gaan sien wat God doen. God sê sonder dit vir my af. Dis myne. En as jy daardie geloof in aksie sit, gaan jy sien hoe God se hand in beweging kom. Vader, ek wil bid dat U hierdie woord sal lewendig maak. Here, dis die woord waarvan ons praat. Dis nie stories wat ons vertel nie. En ons wil vra, Heilige Gees, dat U die naspreker van hierdie woord sal wees. En dat U ons sal help om hierdie woord te leef en dan te sien die awesome deurbrake wat U gaan gee. Here, nie omdat ons so great is nie, maar net omdat ons so 'n great God dien. Ons eer U daarvoor, Here, in Jesus se naam. Amen.